Vandag is dag 21 van ons 40 dae harte aan die brand. Lentelies. Ons teks vandag is Jakobus 5 vers 13 tot 16. As iemand van julle swaar kry, moet hy bid. As iemand opgeruimd is, moet hy psalms sing. As iemand van julle siek is, moet hy die ouderlinge van die gemeente roep, sodat hulle vir hom kan bid. Nadat hulle hom in die naam van die Here met olyfolie gesalf het, die gelowige gebed sal die sieke gesond laat word, en die Here sal hom weer oprig. En as hy sonde gedoen het, sal hy vergewe word. Bely dan julle sondes teenoor mekaar en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Die gebed van 'n regverdige is baie kragtig in sy uitwerking. As iemand van julle swaar kry, moet hy bid. As iemand opgeruimd is, moet hy psalms sing. As iemand van julle siek is, moet hy die ouderlinge van die gemeenskap roep, sodat hulle vir hom kan bid. Nadat hulle hom in die naam van die Here met olyfolie gesalf het, die gelowige gebed sal die sieke gesond laat word. En die Here sal hom weer oprig. En as hy sonde gedoen het, sal hy vergewe word. Bely dan julle sondes teenoor mekaar en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Die gebed van 'n regverdige is baie kragtig in sy uitwerking. Is dit nie wonderlik om te weet dat die Here altyd naby aan ons is en dat hy ons uitnooi om ook naby aan mekaar te wees deur gebed. En so ons word nie net uitgenooi om mekaar se laste oor die algemeen te dra nie, maar die Here leer vir ons hoe om mekaar se laste te dra en hoe om deel te neem in mekaar se lewe. So wanneer mense swaar kry, moet ons net sê ons gaan vir mekaar bid, ons moet dit doen. As dit goed gaan, kan ons saam met hulle die Here loof en prys. Dit is so mooi hier die belofte van die Here, dat die gebed van 'n gelowige kragtig is. En so daarom moet ons hoef nie bang te wees om vir mekaar te bid nie, want die krag van die gebed het nie iets met my uit te waai nie. Die krag in die gebed lê daarin dat God 'n God is wat luister. En as jy wonder of jou gebed kragtig is, dan hoef jy nie te dink dit gaan net kragtig wees as ek die regte woorde gebruik of hard genoeg glo nie, want die krag lê daarin dat die Here hoor. En ons het hierdie belofte dat hy hoor. En daarom kan ons met selfvertroue, met godsvertroue vir ander mense bid. En so hierdie hele week het ons vir ander mense gebid. En so vandag weer kom ons. En ek gaan vir jou noem en dan kan jy name neerskryf. Wie in jou lewe is siek? Wie in jou lewe is moeg? Wie in jou lewe is oorlaai? Wie is angstig? Wie is alleen? Wie probeer sterk wees, maar is eintlik besig om in mekaar te sak? Wie dra swaar aan 'n moeilike hartsaak? Wie het hoop nodig? Wie het genesing nodig?
Wie het moed nodig vir 'n bepaalde ding wat hulle mee besig is in hulle lewe, waarmee hulle stoei? Jy kan nou rustig teruggaan en dan weer luister na daai lys van moontlike mense. En dan kom ons ondersteun hulle op hierdie spesifieke manier wat Jakobus 5 ons leer, naamlik om vir daai lys van mense te bid. Here, ek bring, dan sit jy die naam daarin, na U toe. U ken hulle beter as ek. U sien wat ander nie sien nie. U hoor die sigte waarvoor daar nie woorde is nie. U weet waar hulle pyn en seer en moeilik lê. Waar hulle moeg is, waar hulle bang is. Wees naby hulle, Here, en gee vir hulle uitkoms. Waar daar pyn is, bring U troos. Waar daar siekte is, bring U genesing. Waar daar verwarring is, bring U lig. Waar daar skuld is, bring U genade en vryheid. Waar daar dinge verkeerd is, maak dit reg. Waar daar angs is, bring vrede. Waar daar uitputting is, bring rus. Waar daar hopeloosheid is, bring nuwe lewe. Ons bid dit in Jesus se naam alleen. En ons vertrou U, Here, met die uitkomste van hierdie mense se lewe. Amen. Ons gaan ook vandag bid vir gebed vir onsself. Here, maak my dat ek nie haastig sal wees as ek by mense is nie. Maak my oplettend vir hulle. Maak my oop vir hulle. Maak my sag vir hulle. Maak my getrou in voorbidding. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.